Goeiemôre, is hy aan? Wat ek het seker maak. Daar's hy. Môre. Hoe gaan dit vandag met julle? Gaan dit goed? Die van julle wat hier is, lyk my weer is nie 'n lang naweek nie, nê. Dit is Maandag, Werkersdag. So vir Werkersdag kan almal daarom ten minste 'n vakansiedag kry, selfs die kinders. Almal werk op een of ander manier. Dit is 'n dag wat gewoonlik 'n familiedag ook behoort te wees. So ek hoop en vertrou dit gaan vir julle môre so wees. Nou, ek wil sommer net vir ons vinnig gou die afkondigings eers doen voordat ek 'n bietjie met julle gaan praat oor die feit dat ons as gemeente en ook as outreach die buitebedieninge by Bali betrokke is. Ek wil net ook sê dat en sommer daarmee begin, en dit is dat ons die Here verskriklik dankbaar is dat ons 'n uitreikende gemeente kan wees. En daai uitreiking is nie net, ek wil sê, oor landsgrense soos in Bali nie. Dit is veral ook in Wes-Australië wat die Here vir ons 'n roeping gee om na mense uit te reik wat op die oomblik nog nie by die kerk is nie. En ons wil graag vir hulle 'n ruimte skep waar hulle die Here kan leer ken en kan leer liefkry. So dis hoekom ook in ons gebede sal ons die Here nie net dank vir so 'n voorreg om 'n uitreikende gemeente te wees nie, maar ook uiteindelik vir hom vra om mense toe te voeg, soos wat julle sal weet ook ons in Handelinge 2 leer. Die Here voeg mense toe tot 'n geloofsgemeenskap. Ek wil net rakende die voorbidding. Vanoggend het Martie vir my gebel en Floors gesê hulle sal nie hier kan wees nie. Martie het maar gesondheidsprobleme op die oomblik. Hulle sal heel waarskynlik môre ook weer moet hospitaal toe gaan. Ons dink ook aan hulle, maar ook terselfdertyd die mense wat nou ook op die nuusbrief genoem word, soos Tannie Lis. En dan is daar Shanique, is ook iemand hier in Australië, 'n jong dogter van 15 wat 'n longoorplanting moet kry, wat natuurlik 'n baie groot operasie is en dat ons in ons gebede ook aan haar moet dink. En dan natuurlik dink ons aan Jan en Chris en Marie wat in Geraldton se gesondheid nie wel is nie, en ons dink ook aan Erika in Northam wat 'n gesondheidsprobleme ook het, maar met Erika weet ek gaan dit daarom baie beter en daarvoor ons die Here baie dankbaar. Dan weet ons dat Dominee Gawie is vanoggend in Kalgoorlie. Dit is waar hy natuurlik weer daar saam met Quintus hulle is en dis gewoonlik ook waar ons medebroers en susters is en ons is die Here, dis wat ek nou net genoem het, wat ons so dankbaar is dat ons by daai plekke ook kan uitkom en die woord van die Here kan bedien. En dan die verjaarsdag, Marilee is nie vanmôre hier nie. Sy verjaar, ek dink is dit Dinsdag die 2de, wat's vandag? Dis vandag die 1ste, soos môre. Sy verjaar môre. Marilee verjaar môre. Ons sê vir haar na besigheid baie geluk daarmee. Elise is daarom hier, jy verjaar Donderdag, baie geluk Elise met jou verjaarsdag ook, hoor. En ons vertrou natuurlik, ons sê altyd so half in 'n klise, mag die Here nog vir jou baie jare spaar. Maar in hierdie gemeente raak dit al hoe belangrik dat ons sê mag daar regtig nog baie jare wees, hoor. Want dit is so lekker om net saam te wees en saam te kan groei in die Here, dat ons hoop en vertrou gaan nog vir baie jare wees. Dan kom ek nou by die Bali uitreik. Nou, die van julle wat nou al lank in die gemeente sal weet dat Dominee Gawie vir 'n baie geruime tyd nou al gaan hulle jaarliks Bali toe. En ons gaan vir julle nou net so gou kort videoetjie wys dat julle net kan sien wat gebeur met so 'n uitreik om 'n idee te kry. Daar's verskriklik baie logistiek daar agter, daar's baie voorbereidingswerk wat daarin gaan en dit is eintlik 'n baie hoë impak kwaliteit 2 weke, basies bietjie minder as 2 weke wanneer die span daar is. Dominee Gawie hulle gaan gewoonlik 'n bietjie vroeër, want saam met pastoor Nala gaan besoek hulle ook 'n ander eiland voordat ons as span dan daar kom. Ek het ook natuurlik die voorreg dat ek hierdie jaar daar gaan wees saam met die span. Ek is die Here baie dankbaar daarvoor. En as ek self daarvan terugkom, gaan ek julle natuurlik baie meer kan vertel. In my eie lewe is ek die Here so dankbaar. Ek het op baie plekke uitreike meegemaak in my lewe, baie netwerke geskep tussen gemeentes in Suid-Afrika, Indonesië, Madagaskar, Malawi en ook nog op ander plekke, maar dit sal vir my interessant wees, die eerste keer wat ek nou Bali toe sal gaan, om dan ook te sien wat daar gebeur. Nou, ek wil so vra dat ons eers na die video kyk, voordat ek vir julle ietsie dan sê oor Bali.
Ons is sedert 2015 betrokke by gereelde uitreike na Bali en was al 8 keer amptelik daar. Gedurende hierdie jare het ons nie net Bali besoek nie, maar ook ander dele van Indonesië, waar ons saam met plaaslike gemeentes in die gemeenskap dien. Ons werk nou saam met die GKKI Kerk in Indonesië en pastoor Nala Ginting en sy vrou vergesel ons as ons geestelike leiers tydens die hele program. Hierdie jaar se uitreik sal DV plaasvind van 23 tot 31 Mei. Tydens die uitreik sal ons by verskeie bedieninge en projekte betrokke wees, onder andere ons sal 4 eredienste aanbied by verskillende gemeentes, sowel as boodskappe met groepe waar ons besoek aflê. Ons beplan intensiewe kinderbediening saam met verskeie groepe kinders en glo dat ons meer as 500 kinders met die evangelie sal kan bereik. Dit sluit sonnaarskoolbediening in by 4 gemeentes, asook kinderbediening by 'n kleuterskool en 'n gekombineerde sonnaarskool vir kinders uit verskillende gemeentes. Daar sal ook kinders uit Hindu en Moslem agtergronde wees wat die Engelse klasse bywoon. Ons sal die Cornelia Kinderhuis besoek, waar 63 inwoners woon, waarvan 13 blind is. Ons gaan ook 'n erediens in die Tambanan tronk hou en saam in die gevangenis bedien. Verder beplan ons 'n vroueseminar vir ongeveer 50 vroue, as ook 'n gesamentlike jeugsamekoms vir sowat 120 jong mense. Ons gaan kospakkies uitdeel aan verskeie behoeftige groepe en ook 'n besoek aflê aan pastoor Nala se studente wat voorberei om kerke in Indonesië te help plant. Daar sal ook spreekkamers ingerig word waar mense vir gebed en pastorale ondersteuning kan kom. Ons het reeds baie materiaal vir ons kinderbediening, maar ons het steeds 'n paar praktiese behoeftes waarvoor ons graag hulp vra. Indien moontlik, en dit sluit in 12 permanente merkers, 10 pakkies vetkruit, 20 scrunchies, 237 sagte speelgoed en 500 armbandjies. Ons het ook finansiële ondersteuning nodig vir die projekte en aankope wat ons tydens die uitreik in Bali sal doen. Ons vra julle voorbeding vir hierdie uitreik. Daar is ook 'n WhatsApp gebedsgroep spesifiek vir die uitreik en jy is baie welkom om daarbey aan te sluit. Baie dankie vir julle belangstelling en vir al julle gebede. Ons waardeer elkeen wat saam met ons staan in dit wat God in Bali besig is om te doen. Daar's hy. Nou ek dink julle het nou 'n idee wat met ander woorde in die oog is en ek dink dit gee ook ons 'n baie beter idee waarvoor om uiteindelik dan te bid. As 'n mens kyk, daar's altyd verskillende wyse waarop 'n mens uitreik. En wat Dominee Gawele reg gekry het is om met die plaaslike kerk saam te werk. En ek sê vir julle in al die jare, dit is die beste manier om dit te doen. Want jy werk nie buite om ander kerke in ander lande nie. Jy werk saam met daai plaaslike kerke. En as jy ook met ander woorde voorbinding doen, is dit dan so belangrik dat wanneer hierdie geleenthede plaasvind, dat dit wat ons van hierdie kant af vir hulle aanbied, dat dit altyd bemoedigend sal wees, inspirerend sal wees, dat dit hulle sal toerus om tot 'n groot mate ook dalk dinge nog meer effektief te kan doen. En ek dink miskien vir my die belangrikste, dat hulle regtig die passie en die liefde van die Here by ons sal sien. Julle sal weet, dis die een ding wat 'n mens in Paulus se briewe lees, dat hy sê, julle passie vir die Here, julle geloof, julle waarmee julle die ywer wat julle vir die Here het, inspireer ons. En ek wil ook vertrou dat dit so sal wees. So, as julle regtig net in julle voorbinding dan ook sal bid dat dit geseën sal wees, veral met die oog daarop, dat dit vir daai mense betekenis sal hê, dat die Here op 'n beter, in 'n, kom ons sê, manier homself ook aan hulle kan openbaar. Nou, julle sal sien, daar is 'n klompie middele genoem. Nou, ja, gisteraand het ek van Dominee Gawie WhatsApp gekry, eintlik dit was eergister geweest, waarin hy sê dat die Here so goed, hulle het reeds eintlik al die middele gekry. Maar nou moet julle nie dink dit is daarmee verby nie. Wat nou belangrik is dat julle regtig, dit sal nou ook op die nuusbrief kom vir die sienbare tyd nou met die voorbereiding. So bly bid daarvoor. Maar daar is nog 12 merkers nodig. Dit is eintlik baie maklik. Ek dink enige iemand van ons kan 12 merkers gee. En dan natuurlik om 'n bydrae te maak tot die finansiële koste wat daar nog aan die ander kant is, het sy rakende vervoering, kos en al daai dinge. En as jy dit sou wou doen,
dan is dit belangrik dat julle net julle kan dit in die gemeenterekening betaal. Jy kan jou naam gee, maar sit net asseblief by Bali. Dat ons weet om daai fondse eenkant te hou met die oog op die uitreik. En dit sal goed wees as julle sommer Karen sal wel na die tyd. Daar is 'n tafeltjie hier voor. Julle kan vir haar gaan vra ook of enige vrae met haar kan deel. Maar dit sal ook goed wees dat julle dan by haar kan hoor ook presies hoe dit gaan en dan vir haar ook kan sê asseblief as jy op die WhatsApp groepie wil wees. Ek dink dis vir my belangrik as jy op daai gebedsgroep wil wees. Wat met die gebedsgroep gebeur is dat terwyl ons in Bali is, gaan ons terugvoer gee aan die gebedsgroep en dan gaan julle sommer op daai manier dan op hoogte bly. Maar ek wil regtig vertrou dat jy jou eie manier sal vind hoe jy uiteindelik ook in jou hart hierdie belangrike saak waarby die Here ons betrokke gemaak het, dit op die hart sal dra. Nou, ek het net gou gedink, Dominee Gawie het ook gesê, daar's 10 mense wat saam gaan reeds, waarvan ek natuurlik nou een is, as die Here wil, moet 'n mens by sê. Maar hy het gesê daar's die moontlikheid dat 2 mense dalk nie kan gaan nie. So as enige een van julle nog sou wou saamgaan, dan kan julle ook net gou met Karen sê dit is 'n moontlikheid dat ons daai inligting vir julle dan kan gee so gou as moontlik. En dat julle ook dan nou kennis neem dat DV die 17de Mei sal ons die uitstuur geleentheid hê waar ons hier dan 'n gebed sal doen. Dis net voor die Sondag, net voor die uitreik. Maar kom ons word saam voor die Here stil. En vandag se erediens gaan nou verder met ons praat oor hoe jy kind van die Here is. Ek wil graag hê daai prentjie moet al hoe duideliker in jou lewe word. Jy is 'n kind van die lewende God. En hoe lyk jou verhouding en wat is jou verhouding wat jy met hom het? Maar terwyl ons sit, kom ons, daar's niks mooiers om hierdie diens mee te begin as om die Onse Vader saam te bid nie. So terwyl ons sit, kom ons sing dit saam.
Here, ons is die gemeente, en in U is ons almal een. Gedring deur U liefde het ons alle mense lief. Ons vind ons vreugde daarin om hier vir U saam te aanbid, om getrou vir mekaar om te gee en in eenvoud vir U te lewe. Here, verheerlik U self in en deur ons, sodat verlorenes gered en gebrokenes heel kan word. U voeg hulle by en saam beywer ons vir U koninkryk. Amen. Kinders van die Here, genade en vrede vir julle. Ons gaan 2 orgelliede sing. Nou, ek wil net so gou vra voordat ons dit sing. Wie van julle het met orgelmusiek groot geword in die kerk? Julle kan onthou, soos ek sê, julle moet onthou in die gereformeerde kerke, nou nie soseer die Pinksterkerke nie. Die Pinksterkerke het vir ons musiek op 'n ander manier ook geleer. Meer kontemporêr soos ons sal sê, nê? Maar orgelmusiek het altyd daai gewydheid 'n baie beter geprojekteer as wat 'n mens miskien met dromme en gitare kan regkry. En vir die kinders, ek dink vir die kinders is dit nogal vreemd. Maar dit was trouens so belangrik in die gereformeerde kerke dat 'n kerk was nie 'n kerk sonder 'n orgel nie. Daar is groot kostes en moeite en opoffering aangegaan om 'n orgel in die kerk te hê. En daarom net vir oggend, kom ons staan en ons sing 2 lofliedere soos wat ons dit in die ou dae sou gesing het. Kom ons staan, sing ons saam.
As julle kan maar sit. Ekskuus vir daai oorgang, dit is omdat die ou liedere het 'n geweldige inleiding en 'n geweldige wat is 'n uitleiding? Nee, ek weet nie wat mense dit noem nie. Dit is hoekom dit nou so bietjie oorvleele daarso, maar dit moet julle dit is regtig nogal vir my interessant, net dat daai tyd moes jy 'n oralis gehad het. En 'n oralis moes darm sy storie of haar storie geken het. Dis nie 'n maklike ding om te speel nie. Ek self wat so 'n bietjie orgel kan speel, daai orgels het mos sulke verskillende lae en jy kan verskillende en hulle speel selfs met die voete ook nog. So die kinders moet weet dis 'n groot kuns as jy 'n oralis was in daai tyd om dit te kon speel. Ja, daar was een so ons gaan eenetjie kry so, hoor. Ons sal 'n orgeltjie aankoop. Hy's nou nie al hy laai en ons gaan dit baie eenvoudiger vir jou maak. Ek wil vandag by julle as ons stil staan by die wet van die Here. Dan dink ons altyd aan hierdie is wat ek moet doen om uiteindelik nou ook naby aan die Here te wees en uiteindelik selfs gered te word, maar julle behoort nou te weet dis nie hoe dit werk nie. Die wil van die Here of die wet van God is 'n spieël waarin ons onsself sien en wat uiteindelik ons eie tekortkominge, ons eie gebrokenheid, ons stikkindheid voor die Here vir ons ontbloot. Maar dit is so belangrik dat ons sal begin verstaan dat die wil van die Here is nie iets wat jy moet doen sodat jy uiteindelik dan kind kan wees nie. Dis wat jy nakom omdat jy kind is. Jy is gered om die goeie te doen, die mooi te doen. Jy word nie gered omdat jy die goeie doen en die mooi doen nie. En dit is juis hoekom dit so belangrik is dat ons verstaan dat die Here se bedoeling is dat ons sal verstaan ons word gedring deur sy liefde om lief te hê. Julle sal self weet dat Johannes in sy eerste brief maak dit so duidelik. Hy sê die Here het julle eerste lief gehad. Julle het hom nie eerste lief gehad nie. Hy het julle lief gehad toe julle hom nog glad nie geken het nie. Nou baie van ons ken die Here al van kindsbeen af, maar maak nie saak op watter stadium jy hom leer ken het nie. Maar die feit is net die Here het jou eerste lief gehad. As 'n mens na die Ou Testament gaan, dan sê die profete vir ons dat die Here het jou selfs in die moederskoot al geken en jou met sy eie hande, sy vingerpunte geformeer. Hy het jou gemaak omdat hy jou liefhet. En dis daai liefde wat hy vir my het, wat vir my ook laat lief hê. Maar Jesus het toe hulle 'n wetgeleerde nou vir hom sê, maar wat is die grootste gebod? Hierdie strikvraag. Sê nou vir ons uit al die 10 gebooie soos wat mense in Eksodus vind, watter een van hierdie is nou die belangrikste? Dat ons weet nou die eerste 4 gaan oor God self, die laaste 6 gaan oor hoe jy jou naaste moet lief hê. Maar Jesus het dit toe ons nou saamgevat en vir hom gesê, kom ek sê in kort vir jou waaroor dit gaan. Meneer vra die wetgeleerde, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart. Nou ek wil hê julle moet let op daai woorde, hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie 2 gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Nou dit herinner aan wat Paulus sê. Paulus sê julle moet niemand enigiets verskuldig wees nie, behalwe net om mekaar lief te hê. En dit is die wil van die Here vir jou en my lewe. Dat ons hierdie liefde uitleef nie omdat ons moet nie, maar omdat ons wil. Weet julle hoe meer ek van dit verstaan, word dit vir my al hoe makliker om mense lief te hê ten spyte van die feit dat hulle gebroke mense soos ek self is. Want ons dink dat iemand moet eers as ware verdien om lief, dat ek hom kan lief hê of haar kan lief hê. Ek het mense lief en ek begin myself leer en dit is ook wat die Here wil. Jy moet hulle lief hê soos hulle is, soos God hulle liefhet. Ons weet dat Jesus het gesê, ek het vir julle kom wys
hoe hierdie liefde is en soos ek julle liefhet, moet julle ander mense ook lief hê. En hierdie liefde van God waardeur jy en ek gedring word, kan ek vir julle sê, ons beleef dit in ons alledaagse lewe. En dis hoekom terwyl ons so sit, kom ons sing net om mekaar te herinner daaraan hoe lief die Here ons het. Terwyl ons so sit, kom ons sing dit saam. Kom ons loof en dank na die Heer, vir al sy liefde ons bewys, ons lewensdier. Hy bewaar ons, hy maak ons vry. Hy sal vir ewig altyd in ons bly. Loof die Heer, kom ons loof die Heer, dageliks meer en meer, vir goedheid, vir die voorreg om vandag sy kind te wees. Kom ons sing nou saam, kom ons prys sy naam, gee jou hart aan hom en hy sal ware vrede gee. Gee jou hart aan hom en hy sal ware vrede gee. Kom ons loof en dank na die Heer, vir al sy liefde ons bewys, ons lewensdier. Hy bewaar ons, hy maak ons vry. Hy sal vir ewig altyd in ons bly. Loof die Heer, kom ons loof die Heer, dageliks meer en meer, vir goedheid, vir die voorreg om vandag sy kind te wees. Kom ons sing nou saam, kom ons prys sy naam, gee jou hart aan hom en hy sal ware vrede gee. Gee jou hart aan hom en hy sal ware vrede gee. Kom ons bid saam. Onse Vader, ons is vandag hier saam in U naam vergader om U te aanbid en te eer. U is die Here van ons lewe. En Here, ons weet dat U hier is. Ons weet dat U vir ons graag wil vashou, deur die woord wil onderrig. En U wil hê dat ons moet U kinders wees, wat met 'n nuwe krag in die wêreld daar buite lewe, anders te lewe, wat liefhet in 'n wêreld waar liefde so skaars is. Here, ons het nog so baie om te leer. Een van die dinge wat ons gereeld vir mekaar sê, is ons wil graag in eenvoud vir U lewe. Maar dan moet ons weet wat dit beteken. Om 'n kind te wees, is om in eenvoud te lewe vir U. Om te verstaan dat ons het nie verdien of verwerf wat ons van U ontvang het nie. Ons is kind omdat U deur die Gees en in die genade deur Jesus ons U kinders gemaak het. Dis waarom ons hier is. Maar dankie dat U vandag vir ons verder gaan leer. Meer prakties gaan leer wat dit beteken om kind van U te wees. In 'n ou stikkende, onderste bo, deur mekaar wêreld wat U so nodig het. En Here, in ons gebed dink ons aan juis daar is nou oorloë weer in die wêreld wat opnuut weer uitgebreek het. Maar dankie dat as ons ook in die boek Openbaringe lees van die dinge, dan weet ons dit is hoe dit bestem is om te wees. Ons moenie ontsteld wees nie. Maar ons oog is op U gerig. Ons lewe vir U.
En daarom sal ons nie bang wees nie, daarom sal ons nie hoop verloor nie. En daarom sal ons voortgaan en volhard daarin om vir U lief te hê en vir U te lewe. In Jesus se naam. Amen. Nou ek gaan eers, hierdie is nie die bergrede, nee, nou die bergrede, julle moet weet dat die bergrede is miskien die belangrikste gedeelte in die hele Bybel. En die rede hoekom ek so sê, is dat alles vloei vanuit dit voort. Dit is Jesus sy eerste boodskap, waarin hy die grondwet van God se koninkryk vir ons kom gee het. Dit prakties kom uitspel het, wat dit beteken om kind van God te wees. En daarom, as 'n mens altyd wonder net ook, wat is die wil van die Here vir my lewe, gaan lees Matteus 5, 6 en 7. Net daai 3 hoofstukke. En jy sal alles verstaan. Hoe die Here wil hê dat jy moet lewe. Nou, in die bergbrede, in die middel, hoofstuk 6, ons gaan nou 6 vers 1 tot 21, ek gaan nie al die verse lees nie, want in dit is die Onse Vader ook vervat, wat julle nou al baie goed ken, so ons gaan nie Onse Vader leer nie, ons het hom gesing aan die begin van die diens. Luister net self wat sê die Here hiersom. Moenie julle godsdienstige pligte, dis met ander woorde, godsdienst wat ons byvoorbeeld nou beoefen, in teenwoordigheid van mekaar, in teenwoordigheid van die wêreld, in teenwoordigheid van die Here self, in die openbaar nakom om deur mense gesien te word nie, want dan kry julle geen beloning van julle Vader wat in die hemel is nie. As jy byvoorbeeld armes help, moet dit nie uitpaai nie. Dit doen die skynheiliges in die sinagoges en op die straat, sodat mense met lof van hulle kan praat. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy iets vir die armes gee, moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jy jou goeie daad verborge kan bly. En jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Verder, as jy bid, moet jy nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke weer eens te staan en te bid, sodat die mense hulle kan sien. En dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Wanneer jy bid, moet jy ook nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle gebede sal verhoor word omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie, want julle Vader weet wat julle nodig het nog voordat julle dit vir hom vra. En so moet julle bid. En dan sê hy, Onse Vader wat in die hemel is, nê? En julle ken die Onse Vader. Hy het ons geleer om dit te bid. Maar nou kom hy by die volgende ding. Hy sê, as julle vas, moet julle weer eens nie soos die skynheiliges met lang gesigte rondloop nie. Hulle mismaak hulle gesigte sodat die mense kan sien dat hulle vas. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy vas, versorg jou hare, was jou gesig, sodat niemand kan sien dat jy vas nie, behalwe jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. En nou die belangrike verse. Moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak, waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie, en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Hierdie is vir my 'n kosbare gedeelte in die woord van die Here, want toe ek die eerste keer hiernatoe gekom het ek 'n WhatsApp op pad na Hayden toe ontvang. Nou daai dag het dit gereën en ek het op pad soontoe moes ek aftrek om weer my rigting te kry, maar toe sien ek daar het 'n WhatsApp boodskap deurgekom van Basil of Garnet soos hulle hom geken het. Hy was, toe ek hier gekom het, was hy het die motorneuron siekte gehad, dis Lelani se pa. En hy het vir my in die boodskap die volgende gevra, die WhatsApp. Wat beteken hierdie teks? Want hy wil so graag hê dat sy hart, want hy het geweet dat sy tyd is min,
dat sy hart op die regte plek is. Miskien nog beter gestel by die regte persoon is. Want dis waaroor dit gaan, nê? By die regte persoon is. Weet jy dat as die Bybel praat van ons hart, is dit eintlik die mees intiemste. As die Here met jou wil praat oor kindskap, is dit die mees intiemste wyse waarop hy met ons praat oor jou hart. Nou ons weet dat in die Ou Testament al, in Deuteronomium het die Here al gesê, as julle my liefhet, moet julle met julle hele hart my lief hê. En julle moet verstaan, dit beteken nie hierdie orgaan nie. Hart shama in die Ou Testament in die Hebreëus beteken jou hele wese in totaliteit, jou denke en jou emosies. Dis so belangrik, ons dink baie keer hart praat van die emosies. Hart in die Ou Testamentiese tyd, soos Jesus dit ook geken het gepraat van wie jy is, jou totale identiteit as mens, jou karakter, jou persoon. Jou hart is die essensie, die sentrum van dit. En dis waarom in die wysheidsliteratuur, sal julle weet, dit staan so daar, wees baie versigtig waarmee jy in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. En dis baie waar. Wat vir jou die belangrikste is, jou rede hoekom jy lewe, gaan bepaal hoe jy lewe. Dit is net logies, dit is hoe dit is, nê? Maar weet julle dat ons hart is vir die Here so belangrik, want daar's iets wat verskriklik in die Ou Testament oor en oor gebeur het en die Here so seer gemaak het. Hy sê vir Israel, julle eer my met julle lippe. Julle sing lofliedere, koorsange, maar julle hart is ver van my. En as hy dit vir hulle sê, dan praat hy van, ja, ek weet, uiterlik is julle daar. Julle staan bekend as my volk, maar julle het my nie lief met julle hart nie. En dis waarom Jesus toe dit saamvat, toe sê hy, julle moet die Vader lief hê met julle hele hart. Maar weet julle dat vir die Here dit so seer gemaak dat mense hom nie kan lief hê nie, dat hy besluit het in sy genade. En dit sê hy deur die profeet Esegiel. Hy sê ek gaan vir julle 'n nuwe hart gee. Ek gaan vir jou dit moontlik maak om as 'n mens vir my lief te hê soos wat ek wil hê jy moet. Ek gaan vir julle 'n nuwe hart gee, nie meer 'n hart van klip nie. En dan sê hy deur Jeremia, ek wil nie my wet meer op kliptafel skryf nie. Ek gaan my wet op jou hart skryf. Met ander woorde, die liefde wat ek is, wil ek hê moet jy ook vir my wees. En ek gaan dit nou op jou hart skrywe. En dis waarom die wil van God is nie iets buite onsself nie. Dit wat Jesus daar opgesom het in Matteus 22 van om uiteindelik die liefde, die agape, dit is die Griekse woord wat daar gebruik word. Daai woord is die wese van God self. As ek en jy regtig verstaan dat ons hele hart is syne, dan beteken dit my hart word agape, onvoorwaardelike, onbegrensde genade liefde vir ander mense, wat net die Here vir ons kan gee, hoor. As hoe ek nou liefhet, kan nie meer vanuit my mens wees nie. En dis wat Paulus vir ons op soveel plekke ook probeer beskrywe, om te sê, as jy regtig kind van God wil wees, moet jou hele hart aan die Here behoort, hierdie sentrum vir wie jy leef. Hy moet die enigste een wees in daardie hart wat 'n plek het. En ek het nou gewonder, maar hoe gaan ek nou vir julle oortuig dat julle regtig verstaan om julle hart vir die Here te gee? En toe besef ek, as 'n mens na 'n film kyk, daar's altyd 'n oomblik wat ons aangryp. En ek praat nou nie van die popcorn films wat hulle maak oor wat dit is net skop en skiet en
Ek praat nou van diep films. Films wat gaan oor verhoudings, films wat gaan oor die seer van die lewe en hoe mense dit verwerk. Daardie films het baie keer hierdie sien. Nou julle moet dit nou ook probeer visualiseer dat julle nou kan verstaan wat ek probeer hê. Ek wil graag hê julle moet dit snap. Daar word altyd, daar's hierdie waar 'n kind op die trappie sit voor 'n huis. Die maan is daar, die sterre is daar, maar die kind is hartseer. En dan kom daar 'n ouer, die kind kan 'n dogtertjie of 'n seentjie wees, maak nie saak nie, daar kom 'n ouer, dit kan 'n pa of 'n ma wees, maak nie saak nie. Maar die ouer kom en hy sit langs die kind op daai trappies. En die ouer vra vir die kind, "Hoekom is jy ontstel, my kind? Wat is dit? Wat pla vir jou?" En die kind sê, "Ek is bang. Ek is bang vir die toekoms en ek is bang as jy nie meer langs my is nie, as pa of ma nie meer daar is nie." En dan kom daai oomblik waar die ouer in die oë van die kind kyk en sê, "My kind, luister nou mooi. Ek gaan nou vandag vir jou sê, ek wil hê jy moet iets altyd onthou. Ek is altyd in jou hart en jy is altyd in my hart. Maak nie saak waar jy is nie, wat met jou gebeur nie, ek is by jou. Jy sal nooit alleen wees nie." En dis presies daai beeld wat Jesus wil hê, as hy sê, waar jou hart is, waar jou skat is, sal jou hart ook wees, dat jou hart moet by God self wees en in hom rus en vrede en veiligheid vind. Dit is waar die Here wil hê ons moet wees. En ek gaan nou vir julle daarop wys dat hierdie 3 dinge wat Jesus noem. As 'n mens sou vra, waarom praat hy oor hierdie 3 dinge? Hierdie 3 dinge wat hy hier noem, is die wyse waarop ek en jy uitdrukking gee aan die verhouding wat ons met die Vader het. En ek gaan nou vinnig vir julle wys wat dit beteken. Die eerste plek, hy sê, wanneer jy vir enige iemand help, en ek weet julle het nog nooit so daaroor gedink nie, maar ek gaan nou vandag vir julle sê, Jesus leer vir ons, wanneer jy enige iemand in hierdie wêreld help, Matteus 25, in soverre as wat julle dit aan die geringes gedoen het, het julle dit aan my gedoen. As ek as kind van die Here help, fisies betrokke is, iemand bemoedig of wat ook al, hier gaan dit spesifiek nou oor armes, nê, mense wat die geringstes is. As jy iemand help, kyk wat sê hy. Hy sê, dan moet jy nou nie die volgende doen nie. As jy byvoorbeeld iemand help, 'n arme help, moet dit nie uitpassy nie. Dit doen die skynheiliges in die sinagoges en op die straat, sodat mense met lof van hulle kan praat. Want dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nou, julle kan sien, die groot vraag is, as ek iemand help, wat motiveer my om iemand te help? Is dit op die ou en die eer, die erkenning wat ek moet kry? Of help ek regtig iemand omdat ek liefhet soos die Vader liefhet? En Jesus sê, as jy iemand help om erkenning te kry, het jy jou beloning klaar ontvang. Dit is amper asof hy ons wil ontmoedig. Moenie dat dit wees dat jy erkenning soek onder mense nie. Hy sê vir ons, as jy help, bly nederig. Bly nederig, en nederig beteken, gaan nie oor my nie. Dit gaan oor hom wat op die troon van my hart is. Hy sê, nee, as jy iets vir die armes gee, moet jou linkerhand nie eers weet wat jou regterhand doen nie, sodat, en dit kyk na daai woorde, sodat jou goeie daad verborge kan bly. Jou goeie daad moet verborge wees. Dit hoef nie vir ander mense sigbaar te wees nie. Dit wat ek vir die Here doen, hoef nie uitgebasyn te word nie. Jy hoef nie 'n boek daaroor te skryf nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. En die punt wat ek wil maak is, om te gee vir ander mense, om te help, is nie om gesien te word nie, maar om soos God lief te hê. Nou, julle kan nou verstaan, jy moet nou vir jouself afvra, die Here is jou Vader, en hy kyk na jou en my lewe elke dag, wanneer ons vir iemand iets doen. Hoekom doen ons dit? Wat
motiveer jou? Wat dryf jou om 'n ander mens vir ander mense te wees? Hy gaan ook en verder om te sê as ons bid. Nou, bid is ons gee uitdrukking aan ons verhouding met die Here om te praat met hom, te vertel. Hy is ons Vader, né? Nee? En nou sê hy vir ons, verder as julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan weer eens om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en te bid sodat ander mense hulle kan sien. En dit verseker ek vir julle, weer eens sal dit klaar hulle beloning weg. Baie keer wil mense roem daarop dat hulle bid. Baie keer wil mense sê ek bid baie. Die feit is net jy doen dit nie vir selferkenning of om erkenning te ontvang nie. Jy doen dit vir die Here. En daarom het Jesus dit so gestel. As jy bid, moet jy dit so in opregtheid doen dat jy met ander woorde gaan na jou kamer toe, maak die deur toe. Niemand moet eers weet nie. En bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Dis vir my so mooi dat Jesus spel dit uit. Jy sien nie jou Vader nie. Jy maak hy deur toe, dis jy alleen, maar jy dink jy's alleen. En jy bid tot jou Vader wat jy nie sien nie. Maar jou Vader wat in die verborge is, sal jou beloon. Ek gaan nou terugkom na dit toe want ek wil vir julle iets belangrik sê. Wat is die punt wat Jesus maak? Ons bid nie om gehoor te word nie. Ons bid om geken te word. Jou eie gebede is met ander woorde nie vertoon nie. Dis stil word, met die Vader wees en hom toelaat om jou gedagtes in jou hart te verander, om geken te word deur hom. Die laaste enetjie. En iemand het nou onlangs met huisbesoek vir my gevra, hoekom vas ons nie meer nie? Weet julle, dit is 'n Bybelse gebruik om te vas. Selfs vandag nog. Vas in die Bybelse tyd was 'n tyd van afsondering waar jy erns maak in jou verhouding met God, waar jy as ware hom beter wil leer ken, jouself wil belyn met die wil van die Vader vir jou lewe. Dis wanneer daar 'n ernstige saak op jou hart is wat jy voel ek moet tyd maak, baie meer tyd maak om alleen by die Vader te wees. Dit is om te vas. Maar in daardie tyd het Jesus gesien, as die ouens dit begin doen, hy sê, as julle vas, moet julle nie soos die skynheiliges met lang gesigte rondloop nie. Hulle mismaak hulle gesigte sodat mense kan sien dat hulle vas. En dit verseker ek julle, hulle klaar hulle beloning weg, weer eens. Dis nie opreg nie, dis nie nederig nie. Net soos die vorige twee goed. Waaroor gaan dit? Dit gaan daaroor dat die Here sê, as jy dit doen, doen jy dit in waardigheid. Ek het al baie keer vir julle gesê, om kind van God te wees, beteken jy is waardig. Jy is menswaardig, omdat die Here jou waardig maak. Jy het niks om te bewys nie. So, dit gaan nie daaroor of mense erkenning aan my gee, hoeveel likes jy op Facebook kry nie, asseblief nie. Baie keer post mense dinge om te sê ek wil erkenning kry, hulle help iemand of hulle sê hulle is by 'n gebedskomplek en te kyk hoeveel mense share hulle post. Dit is alles wat Jesus sê jy nie moet doen nie. Want dit spreek nie van hierdie intieme, persoonlike, opregte, nederige verhouding wat jy met God het nie. Wees waardig. Nee, as jy vas, versorg jy hare, was jou gesig sodat niemand kan sien dat jy vas nie, behalwe jou Vader wat jy nie kan sien nie. Kan hom nie sien nie. Maar jou Vader wat verborge is, sal jou beloon. Wat is die punt wat Jesus maak? Om te vas is nie om bewonder te word nie. Om te vas te word is om nader aan my Vader te leef. Om met ander woorde meer van my hart alleen vir hom 'n plek te gee. Ek wil vir julle net voordat ek die laaste vir julle sê. Dit is so belangrik dat die Here die enigste een is vir wie jy lewe. Die enigste een is wat die essensie is van jou lewe. Die enigste een is wat jy daardie spesiale plek gee om oor jou lewe te heers met die liefde wat hy vir jou het. Ek weet ons verstaan dit nie heeltemal nie. Maar weet julle,
Hy het beloof hy sal ons beloon. En waarom is dit so belangrik? Want wat is hierdie beloning? Is dit 'n mooi huis in die hemel? Nee. Ons het verlede Sondag gepraat, is die heerlikheid. Die heerlikheid wat vir ons almal bestem is, waarheen ons op pad is, en dit is om in hierdie Vader se teenwoordigheid te wees en te bly. Daar's niks meer wat ewigheidswaarde het as dit nie. Ek soek nie meer aardse besittings en ek jaag nie meer aardse besittings na nie. Dis nog steeds 'n stryd in my lewe dat ek baie keer wonder, gaan ek dalk met gemak kan aftree? Gaan ek dalk uiteindelik ook genoeg hê om vir my en Lisel te sorg? Maar julle moet verstaan dat ek, soos ek hier staan in opregtheid sê vir julle, ek weet die lewe gaan nie daaroor nie. Die lewe gaan dat ek weet dat my skat, waar is my skat? My skat is by die Vader, wat ek nie sien nie, maar wat in die verborge is. En dit beteken, my lewe as kind van die Here is nou ook verborge. Dis nie iets wat ek uitpasyn en waarop ek roem nie. Dis nie iets waarmee ek mense indoktrineer of hulle, ek wil sê teen hulle wil, soort van, dis hoekom Paulus gepraat het van jy tree met takte, met nederigheid op as kind van God. Jy lewe in eenvoud vir die Here. En ek wil sê, nie een van julle is skuldig, sover ek weet nie. Daar's niemand van julle wat ek weet, ek ken julle, julle harte is reg. Maar ek wil graag vir julle aanmoedig om meer van julle hart vir die Here te gee en seker te maak dat hy die enigste is. Paulus het dit vir ons so mooi saamgevat. In Kolossense 3 sê hy, aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, met ander woorde, ons is kinders van die Here, nuwe mense, moet julle strewe na die dinge wat daarbo is, waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Beteken dit ek is 'n geheime kind van God? Nee, dis nie wat dit beteken nie. Ek is nie 'n geheime kind van God nie, maar my kindskap maak my nie 'n beter mens as ander mense nie. Dis nie iets waarop ek roem teenoor ander mense nie. Dit maak my nederig. Wanneer Christus wat julle lewe is by sy wederkoms verskyn, sal julle saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Dis hierdie beloning wat die Vader vir ons in bewaring hou. En Paulus het gesê, ek is daarvan oortuig dat daardie heerlikheid kan nie opweeg teen wat ons in hierdie wêreld beleef nie. Die Here is so lief vir julle. Almal van julle wat hier is. Hy ken vir jou by jou naam en hy wil graag in hierdie intieme verhouding met jou leef. Dis ouers wat met hulle kinders hierso is. Ek wil hê die kinders moet dit weet. Ouers se grootste begeerte is, my kind, as jy eendag groot is dat jy ook die Here sal ken en dat jy veilig by hom sal wees, want dan weet ek jy gaan staande bly. Ons moet sorg dat mekaar na mekaar omsien. As ons sê ons versorg mekaar en ook as die Here nou vir ons in hierdie jaar verder daartoe lei om in die buitebedieninge te groei, ek vertrou die Here daarvoor, dan gaan dit om meer mense te leer dat hulle sy kinders is. En dat hulle in hierdie wêreld 'n Vader het. Een hart, jy het net een hart. Een skat. Een skat wat jou hele lewe bepaal. Die essensie vir wat jy lewe. En daai skat is een Vader. Kom ons bid saam. Onse Vader, Here, u woord en u liefde is nie ingewikkeld nie, Here.
Vergewe ons dat ons dit sulke hoë teologie gemaak het. Vergewe ons dat ons mekaar probeer beïndruk met teologie, terwyl U 'n Vader is en ons U kinders is. Heilige Gees, kom oortuig ons. Kom oortuig ons dat ons kan sê Abba, Vader. Help vir ons om te weet dat waar ons ook al is U by ons. Help vir ons om te verstaan dat dit maak nie meer saak of mense sien of ek 'n goeie mens is nie. Want dit is nie waarvoor ek hier leef nie. Ons lewe vir U. En daarom, al is U die enigste een wat sien waar ek help, wat hoor as ek bid, en wat saam met my vas. Daar's niemand anderste nie. Dis net ons, Here. Net ons alleen. Dis hoe dit moet wees. Dankie daarvoor. Amen. Ons het geleentheid om nou ook ons offergawe dan vir die Here te gee. Onse Vader wat ons is genade wat ons het, is geleen. Dit is als U se, en daarmee dien en eer ons vir U. Verheerlik U self. Amen. Ek wil net vir julle som herinner dat julle sal ook op die nuusbrief gesien het dat volgende naweek is ons gemeente se verjaarsdag. Dit gaan 'n besondere en 'n mooi geleentheid wees. Ek kan dit sommer nou al vir julle sê. So moet dit nie mis nie, want as dit die gemeente se verjaarsdag is, dis nou die een geleentheid waar ons almal saam met die Here verjaar, hoor. So julle is almal baie baie welkom. Kom ons staan en sing ons 'n verkorte weergawe van hierdie volgende lied. En in my hart is daar 'n lied van dankbaarheid aan U my God, aan U my vriend, vir wat U doen in my lewe elke dag, net waar ek gaan, net soos ek is. En daar is niemand wat my hart kan raak soos U, en my kan optel en vashou. Daarom gee ek U al die eer, en met my hande omhoog, met elke klank wat ek sing, wil ek U kom verhoog, en al my lof aan U bring, want U is my skepper, my vriend, die hemel lig U omhoog, U word vir ewig vereer. My koning Heer, my koning Heer, met my hande omhoog, met elke klank wat
wil ek U kom verhoog en al my lof aan U bring, want U is my skepper, my vriend, die hele lig U omhoog, U word vir ewig vereer, my koning Heer, my koning Heer, my koning Heer, my koning Heer. Ek wil nie sommer net die seën vinnig, ek wil net vra dat jy net vir 'n oomblik waar jy staan vir die Here self dankie sê dat hy jou Vader is. Dankie dat hy in jou hart is. Dat hy die sentrum van jou lewe is. Sê net vir hom dankie voordat ons weggaan. Omdat hy die eerste plek in jou hart het. Daarom genade en vrede vir julle. Van God ons Vader en van Jesus Christus. Mag jy 'n wonderlike mooi dag hê vandag verder. Kan ek